Want verseker gaan ons geliefdes weer sien. Verseker sal ons hulle sien wat ons vooruit gegaan het. Hulle wag aan die ander kant. U gaan dalk nou vir my sê, ek ken Jesus, my naam is in 'n kerkregister opgeskryf. Kom ek sê vir u, dit help nie jou naam is in 'n kerkregister opgeskryf nie. Die Bybel praat nie van 'n kerkregister nie. Die Bybel sê as jou naam nie in die boek van die lewe van die lam is nie, moet ek die sin voltooi, dan gaan jy nie die lewe beerf nie. Dan gaan jy nie saam met Jesus Christus die ewigheid deurbring nie. Is u naam opgeteken in die boek van die lewe? Ja, maar ek ken Jesus. Ek gaan Sondag kerk toe, dis goed. Dis die beste ding wat jy kan doen. Ken jy hom? Ken jy hom regtig? Kom ek vra jy 'n vraag. Wie ken Donald Trump? Jy gaan vir my sê, ja, ek ken hom. Hy is die president van Amerika. Hy is heeltemal reg as hy so sê. Donald Trump is die president van Amerika, maar ken jy hom? Ons weet van hom. Ons sien hom op televisie, ons lees van hom in die koerante. Ons weet van Donald Trump, maar ons ken hom nie. Want jy sien, as u nou na my toe kom, of ek kom na u toe, en ek vra vir u, ken u vir Bill Gates? Jy gaan my sê, ja. Maar jy weet van hom. Maar as ek na Bill Gates toe gaan, en ek sê vir hom, of ek gaan na Donald Trump toe, en ek sê vir hom, ken jy hierdie persoon, wat nou vanmôre in hierdie gebou is, gaan hy sê, nee, wie is dit? Jy sien nou, om iemand te ken, beteken jy moet in 'n verhouding met daai persoon staan. Ek ken my vrou, want ek en sy staan in 'n verhouding. Ek ken my kinders, ons staan in 'n verhouding. Ek weet hoe hou vir my vrou van haar koffie. Sy drink nie koffie nie, sy drink tee. Maar ek ken my vrou, want ons het 'n verhouding. Het u vanmôre 'n verhouding met die koning van die konings? Het u verhouding vanmôre met Jesus Christus? Ken hy u? Vandag gaan 'n dag aanbreek en die Bybel noem dit. Hy sê wat hy vir die aan sy linkerkant gaan sê. Gaan weg van my, julle werkers van die ongeregtigheid. Ek het jou nooit geken nie. My broer, my suster, ons moet seker maak ons ken die Here. Sodat as die dag aanbreek wat ons nie meer in hierdie lewe is nie, dat ons sal lewe aan die ander kant. Daar's een manier om dit te doen. Ek is feitelik klaar. 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê as ek my sondes bely, God is getrou en regverdig om my die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Wat is die proses? Wat gebeur? Gisteroggend, hierdie vroeë oggendure, dit was seker hier by 4 uur se kant gewees, ek kan nie die tyd presies onthou nie. Lê ek en ek dink oor die woord. Ek dink oor die woord wat ek vanmôre vir u moet bedien. En ek, Here, hoe gaan ek dit verduidelik sodat selfs 'n kind dit kan verstaan? Sodat my kleinkinders, Elsie en klein Henny, sodat hulle dit kan, hulle is in die moederskamer, sodat selfs hulle dit kan verstaan en die Here maak vir my 'n ding oop. En ek is, wow, hoekom het ek nog nooit voorheen daaraan gedink nie? Ek het hier 'n stukkie papier. Daar's nou dingetjies opgeskryf en dit is nou, kom ons sê nou maar, dit is nou gebeurlikhede in jou lewe. Wat nou gebeur is, nou kom sonde. En sonde krap op jou lewe, jy sien, jy's nie in Christus nie. En sonde kom krap op jou lewe, nou wil jy in jou eie krag probeer om van die sonde ontslae te raak, en jy kry niks reg nie. Jy's besig om jouself te vernietig as jy nie in Christus Jesus is nie. Maar om in Christus te wees, is om soos gelamineer te wees. Wat gebeur met die lamineringsproses? 2 stukke plastiek brand hierdie papier aan hom vas. Nou kan die sonde kom, die ongeregtigheid kan kom, hy gaan merke maak. Maar weet jy, dan kom die bloed van Jesus Christus.
en hy was jou, hy maak jou skoon, hy reinig jou, die sonde het nie meer 'n vat op jou nie. Jy kan hom probeer vou, jy kan hom probeer skeer, jy gaan dit nie reg kry nie, want jy's toegevou in Jesus Christus se beskerming. Is u vanmôre gelamineer in Christus? Of is u besig om jouself te vernietig? Die keuse is u sin vanmôre. Ek gaan klaarmaak. Ek gaan vir u 'n uitnodiging gee, ek gaan u 'n geleentheid gee vanmôre om die sake met Jesus reg te maak as die sake nog nie reg is nie. Ek gaan vra dat u net die hoofde sal buig, die oë sal toemaak. Praat met God vanmôre. Is jou saak reg met Jesus Christus? Ek en u het nog 'n geleentheid vanmôre om ons sake reg te maak. Ek en u het nog 'n geleentheid vanmôre om seker te maak dat ons hemel gaan maak. Is daar iemand in hierdie gebou vanmôre wat sê prediker, my saak met God is nie reg nie? Steek net vinnig jou hand op en laat saak kom. Ek wil saam met jou bid. Ek wil seker maak dat jy hemel gaan maak. Die Here hoor wat ek sê, ek wil nie hê dat een van u verlore moet gaan nie. As jy iemand in hierdie gebou is, steek dit vinnig jou hand op en laat sak kom weer. Die Here sien jou. Die Here sien jou vanmôre. Is u gereed? Is u reg? As die doodsengel nou aan u deur kom klop, is u seker u gaan hemel toe? Loof die Here as dit so is. Onthou daar gaan 'n dag aanbreek wat hierdie woord of vir jou of teen jou gaan tel. Ek probeer jou nie bang maak nie. Ek probeer jou waarsku. 'n laaste geleentheid, dan gaan ons afsluit. Steek net vinnig jou hand op as jy sake wil regmaak met Jesus, as jy seker wil maak, jy gaan hemel maak. Loof die Here. Baie dankie, kom ons sluit net hierdie diens af. Vader, baie dankie Here vir 'n geleentheid wat ons gehad het om die woord van God te kon gehoor het. Dankie vir hierdie paar oomblikke, Here, wat ons kon gesit het in die geklank van die Gees van God. Dat u vanmôre met elke individu gespreek het vanmôre. Ek wil bid, Here my God, dat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Al vergeet ons alles wat vanmôre gesê is. Al vergeet ons hierdie hele preek, al vergeet ons Psalm 146, Here, dat ons nooit sal vergeet dat ons het nodig om deur Jesus gelamineer te word in hom in, sodat ons staande kan bly teen die aanvalle van die bose. Vader, ek wil bid dat u verheerlik sal word en ons dankie daarvoor in Jesus heilige naam. Amen en amen. Ek gaan vra dat u saam met my gaan staan, dan gaan ons saam sing lied 464 vers 1, 2, 3 en 4. En direk daarna dan gaan ons 'n huldeblyk video kyk wat Bertus vir ons gereël het. Baie dankie die Here seën. Kom ons staan saam. Sorry, man, in our
that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace